In die tyd waarin ons leef, is dit asof 'n klomp stemme harder en sterker gemaak word. Dit voel asof daar 'n soort van 'n verenigde, in baie opsigte 'n verenigde harde stem is wat die ander oordonder en wat die hardste praat oor sekere goed. Nou, aan die begin van Jesus se bediening volgens die Lukas Evangelie, begin Jesus in Nasaret werk, in 'n klein sinagoge in Nasaret. Nou, Nasaret 2000 jaar terug was 'n klein dorpie, soos een van ons plattelandse dorpe in Suid-Afrika, 'n dorpie sonder 'n groot naam, sonder prominente of gevestigde infrastruktuur, eintlik 'n dorpie sonder invloed. 'n Dorpie waarvan mense eintlik nie wou of kon kennis neem nie. En dan is die inhoud van Jesus se eerste woorde volgens Lukas ook nog woorde wat randfigure beklemtoon, wat die lig op randfigure laat skyn. Hy sê hy het gekom om vrylating vir gevangenes aan te kondig, om onderdruktes vry te laat en om die genadejaar van die Here aan te kondig. En dan sê hy hierdie fascinerende woorde. Hy sê vandag is dit reeds vervul. Met ander woorde, voordat daar eintlik nog enigiets gebeur het, is dit reeds vervul. Nou wat beteken dit alles? Hierdie komende Sondag, die 19de Oktober, is dit die tema vir die erediens. En die tema is eintlik vervat in 'n vraag. En die vraag is: waar is die magic? Want in die tyd waar ons lewe, is dit so maklik om te dink dat hierdie harde stemme, hierdie prominente stemme, hierdie stemme wat so vanuit die middel amper of die kollig die hele tyd praat, dit kan voel asof al die antwoorde daar lê, asof die groot raaisels en die groot vraagstukke en die groot misterie van die lewe reeds opgelos is en asof almal nou maar net moet inval by daai, ek wil amper sê, groter diskoers. Maar dis nie die storie van die evangelie nie. Die storie van die evangelie is een van aksie en opwinding en magic op die rand. The magic is on the margins. Sien jou Sondag 9:30 hier by die kerk of lewendig aanlyn.